Nou, Burden Swart en Botha prokureurs se slagspreuk is nie verniet "We take the burden out of your legal work" nie. Burden Swart en Botha prokureurs bied baie meer as regsadvies. Hulle bied die beste oplossing vir jou komplekse regsprobleem. Besoek aburden.co.za en gaan kyk hoe sommer in daarso na hulle webwerf ook. Nou is tyd om met Andrew te gesels. Andrew, goeiemôre. Hallo Kevin, hallo Riva, lekker om weer hier saam met julle te wees. Ek wil vandag 'n bietjie praat oor die sosiale media en die reg. Kyk, op sosiale media is dit verskriklik maklik om net 'n knoppie te druk. Byvoorbeeld by Facebook. Jy kan enigiets post daar wat jy wil. Jy kan dit like en jy kan dit share. Ek gebruik nou maar die Engelse terme want dis wat almal verstaan. En met 'n druk van 'n knoppie of die klik van jou muis versprei jy dit in 'n klomp mense. En net daai ding wat jy daar doen, kan jy in 'n geweldige penarie dompel. Veral kinders en jong mense maak hulle self maklik skuldig daaraan, deurdat hulle nie besef wat die gevolge van so 'n daad is nie. Die sosiale media platforms soos Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube ensovoorts het 'n algemene en integrale deel van ons daaglikse lewe geword. En net soos enige ander kommunikasiemiddel, het hy ook sy eie slaggate en gevaarzones waarvoor opgelet moet word en wat met groot omsigtigheid benader moet word. Wat mense nie in gedagte hou nie, is dat daardie oomblik wat iets gepost is, dit geag word gepubliseer te wees. En dieselfde wette en regsreëls wat van toepassing is op die tradisionele media, is ook onmiddellik op jou post van toepassing. Byvoorbeeld, en ek gaan nou sê byvoorbeeld op Facebook, sê iemand, Sari is 'n slet. En ek gebruik nou die woord, want dit is maar die woord wat baie mense maklik sal gebruik. Is dit net soveel 'n publikasie asof jy dit in 'n koerant of tydskrif geadverteer of geskryf het? Die gevolge hiervan is dat jy onmiddellik die risiko's loop, dat jy eis vir skadevergoeding of vir haatspraak op die hals kan haal. Want dit is per se laster. Jy kan nie vir enigiemand net in die openbaar gaan sê dat hy 'n slet nie, en dis in feite wat jy dan gedoen het. Net soos jy vir jou as jy 'n post op Facebook sit, jy skwaad vir jou baas en jy sê jou baas is 'n vark, of jy sê post iets slegs oor een van jou medewerknemers, dan kan jy vasloop in dissiplinêre stappe of selfs ontslaan word, en jy kan ook aanspreeklik gehou word vir laster. Dus veral, soos ek reeds gesê het, veral jong mense en kinders kan 'n geweldige storm regsgevolge ontketen, wat hulle nie besef op daardie oomblik wat hulle dit doen, wat die gevolge kan wees daarvan nie. Laster is een van die gronde vir 'n aksie vir skadevergoeding wat ingestel kan word. Die definisie van laster is die onregmatige, opsetlike publikasie van woorde of gedrag aangaande 'n bepaalde persoon, waardeur sy goeie naam, reputasie of aansien in die gemeenskap geskend of aangetast word. Ons hof het onlangs 'n toonaangewende beslissing gemaak en 'n interdik toegestaan teen 'n vrou wat op Facebook lasterlike beweringe oor 'n vriend se private lewe en by implikasies sy verhoudings met ander vrouens gepost het. Sy het geweier om die post te verwyder en die man het aansoek na die Hooggeregshof geloods en die hof het beveel dat sy die post moet verwyder van Facebook en enige ander sosiale media. Dis nie net die bevel wat die regs wat belangrik is nie en wat die erge implikasies het nie, dis die geweldige regskoste wat dan verbonde is om so aansoek te bring. En die hof dan ook beveel dat sy die koste moet dra daarvan. Dit kan 'n heel paar R100.000 beloop in sekere gevalle en maklik in 'n bestrede aansoek kom jy nie weg onder R50 na R100.000 as jy jou advokaat en prokureurs ook moet betaal nie. In 'n ander saak het 'n man se nuwe vrou sekere lasterlike beweringe van sy ex-vrou op Facebook gepost. Die man was nie die outeur van die post nie, maar hy is getag in die post en was daarvan bewus en het toegelaat dat sy naam in die post gekoppel word saam met die van sy nuwe vrou. Die hof het bevind dat die post lasterlik was en skadevergoeding teen die man en sy nuwe vrou gesamentlik toegestaan. Die implikasie hiervan is baie wyd, want net die feit dat die man getag is
daarvan bewus was en toegelaat het dat sy naam gekoppel word daaraan, het vir hom gesamentlike aanspreeklikheid met sy nuwe vrou op die hals gehaal, beide vir betaling van die bedrag van skadevergoeding as ook vir die koste. Hierdie deel het nou baie belangrike gevolg as ons nou mooi daaraan dink. As jy nou op Facebook gaan en iemand sê iets lasterlik oor iemand anders en jy like dit of jy share dit en jy stuur dit net aan, dan onmiddellik maak jy jouself ook oop vir 'n aksie vir skadevergoeding, wat jou in 'n helse klomp moeilikheid kan dompel. Dis daarom albe baie belangrik om, voordat jy enigiets like of share, seker te maak dat jy saamstem met die inhoud daarvan, dat jy jouself daarmee kan vereenselwig as dit openbaar gemaak word. Nou ja, as daar enige vrae is daaroor, is jy welkom jou prokureur daaroor te gaan sien en seker te maak dat jy nie daardie streng lyne wat daar is, oortree nie.